ons vruggebruik gegee van die lighuis. En dan van daar vanaf is dit dan ons basis wat ons in Afrika gebruik. So die oomblik as iemand in die lighuis inloop, wil ons baie graag hê dat hulle net die teenwoordigheid en die liefde van Jesus moet ervaar en moet voel. Dis ons gebed. So ons het in veral in die agtergeblewe areas baie vaderlose kinders gesien wat regtig in armoede lewe en op 'n stadium het ek net ervaar dat die Here vir ons sê dat ons regtig moet uitreik na hulle toe en dis waar ons dan ons heel eerste begin het in Kobela en ons het die kindertjies 'n klompie bymekaar gekry en dit het soos 'n veldbrand net vergroot en versprei en toe ons by ons oë uitvee staan ons met honderde kinders en dit is basies hoe Word Kitchen begin het. So dit was in Kobela, daarvanaf het ons deurgeskuif na McGregor toe by die basis, daar het ons 'n paar Word Kitchens deur die week en het ons ook uitgereik na Droeheuwel, die harde area, daar waar nie baie mense uitkom nie. Ons besef dat kos net vir jou vir tydelik voed, maar die woord voed jou vir ewigheid. En ons het regtig in die gemeenskappe 'n baie groot verandering gesien. Oral waar ons gaan, sien ons kinders wat regtig moeilik was, wat weer teruggedraai het, wat weer terug gaan skool toe, wat weer respek kry vir die medemens, want hulle het Jesus ontvang en hulle het liefde ontvang. Okay, so ons as Kingdom Revival Africa is geroep vir Afrika met die skrif in Lukas 9 vers 1 en 2. Ons was al oor 12 of 14 Afrika lande gewees om hierdie goeie nuus uit te dra. En oral waar ons gaan, het ons sien ons 'n amazing werking van God. Sien ons hoe Satan en sy magte verslaan word, sien ons hoe die Here mense genees, sien ons hoe die Here mense aanraak en vul met sy gees en in 'n oomblik net 'n totale verandering teweegbring. So die Coastal Jesus Crusades is ook 'n opdrag wat ek ontvang het van die Here nadat ek in gebed was, het ek duidelik gehoor. Die Here sê vir my dat ons vir hierdie seisoen nie op Afrika moet fokus nie, maar moet fokus op die kusgebiede van Suid-Afrika. So wat ons basies doen, is al om die kusgebied soos die Here ons lei, om dan sy woord te gaan verkondig aan daardie mense. Groet almal in die mooi naam van Koning Jesus. Ek is Martha Afrikaner. Ek is die basisleier van McGregor Lighuis. Die realiteit wat ons kinders in ons gemeenskap is verkrachting, verslawing en raak by misdaad betrokke. Ons as Kingdom Revival het die behoefte gesien in ons gemeenskap en ontwerp met 'n groep kinders wat ons net weer wil hê hulle moet in hulle self begin glo. Want wanneer jy by misdaad of by enige tipe trauma betrokke is, dan aanvaar die gemeenskap jou nie sommer nie. Ons glo ons help jy kind in homself te glo. En soos die woord van die Here sê dat ons moet lewe binne ons stryd. Die hokking was is ons gaan door te door om die skoolkinders op te tel. Is net om 'n mamma en 'n pappa te help, moes wat vroeg inval soggens en dan gee dit mos die ouer rede om op te staan vir om skool te gaan. So ons blaas 'n fluitjie, so hulle ken nou al ons blaas 'n fluitjie of ons gaan klop en om verseker te maak hy kom by die skool uit. Die verskil is baie ander mammas het ook betrokke geraak terwyl ons dit aan die gang gesit het en waar ons altyd die ouetjies moet gaan wakker maak, het kom maak die ouetjies vir ons wakker en as van die ouetjies wat baie lank voor ons al nou op. Hy weet nou, sy weet nou, ons moet opstaan, ons moet ons reg maak vir die skool. Die naaldwerkkamer het gekom ook deur 'n opdrag van die Here af, hoe om 'n vrou net weer te help om haarself aan mekaar te heg. Ek werk direk saam met die polisie by die traumakamer, so dit is gesinsgeweld gebaseer, waar die vrou kom en net weer haarself reg te kom maak wat sy gefouteer het. Ons het 2 mammas gehad wat selfmoord wou gepleeg het, wat in die naaldwerkkamer ingekom het, wat ek mee saamgewerk het en haar hart vir die Here gegee het en haar hele lewe het verander. En sy is werksaam nou by ons by die Lighuis. Sy is nou deel van die span en sy maak vir ons die lekkerste kos wat daar kan wees. So woensdagoggende, baie vroeg as dit nog donker is, begin ons met die plaas evangelisasie. So ons het verskeie plase in die McGregor omgewing waartoe ons dan uitreik.
en waar ons hulle gaan bedien met die woord en dan ook net vir hulle iets gee om aan vas te hou vir die week. Dan donderdag is ook 'n baie spesiale dag by die basis in McGregor. Dan kom Dr. Kobus en Anet, waar hulle dan baie van die mense wat dit nie kan bekostig om regtig 'n dokter te sien nie, waar hulle dan kom en daai mense te kom behandel. So ja, hulle doen amazing werk daar vir ons. So hiermee wil ek julle dan uitnooi om met ons hande te vat. Die oes is baie groot en die arbeiders is min en ons kort julle hande en ons kort julle hulp. Op ons eie kan ons dit nie doen nie. Ek los vir julle my kontaknommer hieronder. Kontak my gerus en ek sal terugkom na julle toe. Baie dankie, die Here seën julle. Asai, goeiemôre. Alright. So is enigiemand wat betrokke raak by Johnson Ministry. Eddie gaan na die diens hier bo op die verhoog wees. Dan kan julle net by hom aanmeld en julle name opgee. Hy gaan vir julle al die details stuur. Alright. Asai. En dan wil ek gehoor as jy dalk enige besoekers hier vanmôre. As julle net julle hande kan opsteek, ons wil graag vir julle 'n pakkie gee. Daar's 'n briefie daarin wat julle net vir ons kan invul en dan in die boksies hier langs aan gooi. So enige besoekers, net julle hande hoog ophou, ons wil graag vir julle 'n pakkie uitdeel. Sy hier so voor. Ons kan maar staan en dan sing ons lekker saam. shelter. I wasn't orphan, now you go.
listen of heaven. When I was broken, you were my healer. Now your love is the air that I'm breathing. I have a future, my eyes are open. Yes, when you call my name, I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. Let's get here a lekker aan. Aber Vader, dankie vir hierdie môre, Here. Dankie dat ons hier by mekaar kan wees, Here, in die huis, Here, en net ons lof en eer vir U bring, Here, vanmôre. Here, U is so groot en U is so goed. Here, dankie dat U ons elkeen by die naam geroep het, Here. En gesê het, I want you and I love you. En ek sal U nooit verlaat nie. Here, dankie dat ons weet, ons het 'n God wat ons ken, Here. Wat elke haar op ons kop ken, Here. Dankie, Here, dat ons kan weet, Here, U maak alles beter, Here. Wanneer ons hande oplig, Here, wanneer ons het weet, U is in beheer, Here. Daai las, Here, wat U dra, wat ons nie hoef te dra nie, Here. Dankie, Here. Ons eer U vanmôre. Amen. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. And I just want to speak the name of Jesus. So every dark addiction starts to break, declaring there is hope within your freedom. I speak Jesus. It's your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. It's your name is power, your name is healing, your name is love. And break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. Your name is power. It's your name is power. Your
over every enemy. And Jesus, for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, sing it. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, and Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. I sing it nog een keer. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, and Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Yes, dankie Here dat daar soveel krag in die naam is, Here. Dat wanneer ons U naam sê, Here, raak mense vry, Here. Raak mense gesond, Here, in U naam, Here. En dis wie U is, Here. God het ons so lief het, Here. Here, dankie, Here, dat U besig is in hierdie huis van môre, Here. U besig is met elkeen van môre wat hier staan, Here. En U weet presies wat in ons harte aangaan en ons koppe aangaan, Here. En vra dat U elkeen net daar sal ontmoet waar hy is, Here. Mag ons net herinner word weer van môre, Here, wat U kan doen. That the mountains bow down at the sound of your name, Lord. Thank you, Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your
Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath know that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. And nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. And nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to you, Lord Jesus. Daar is net een soos U, Here. There's no one like you. Is iemand wat ons so in U arms vashou nie. Dankie, Here, vir U liefde. Here, dankie vir U grootheid, Here. You deserve all the glory, Lord. All the saints and angels bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you're worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. And all the
You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Al jou krag en verstand. You are worthy of it all. Thank you, Lord.
Mag ons die Here 'n lofoffer gee vanmôre asseblief. Here. En eintlik het ek 'n verskriklike lang en 'n verskriklike komplekse preek. Maar ek wil gou vinnig iets sê waaroor ons moet bid voor ons sit vanmôre terwyl ons in hierdie teenwoordigheid is. Johan, sal jy sommer vorentoe begin stap asseblief? Vanmôre gaan ons preek oor 2 gemeentes as ons daarby uit. En dit is dat ons deur moeilike tye gaan. Soos wat Izmir gegaan het of Smyrna. Hulle het begin besigheid verloor omdat hulle nie gesê het Caesar is Lord nie, maar hulle het gesê Jesus is Lord. Besigheid begin verloor. Hulle het begin om finansiëel swaar te kry en hulle was arm gewees. Maar hulle het vasgehou. Terwyl die ander kant nou weer in Pergamum het weer gecompromise met al die afgode. Het gecompromise met die Romeinse ryk. Want hulle wou seker maak dat hulle nie besigheid verloor of geld verloor nie. En die Here het 'n baie spesifieke woord in die bidkamer gegee. Vanmôre sit jy in 'n posisie waar dit so moeilik gaan dat 'n kompromie op die tafel lê. Of dit geestelik, finansiëel, emosioneel of fisies is. Daar's 'n kompromie op die tafel wat sê hierdie is my laaste uitkoms in hierdie wêreld. En die Here sê vanmôre vir jou, moet dit nie vat nie. Die Here sê hy gaan vir jou deurkom deur jou situasie. En ek het vir Johan gevra om ons te dien. Ekskuus vir die reg in jou. Is die klomp jong mense nie pragtig hierbo nie? Wow man. Johan. Staan lekker lank, jy kan net hier voor staan. Marie, kom staan by hom. As jy 'n woord het asseblief. Môre julle. Van die afgelope tyd gaan ek en Marie deur moeilike tye, nie persoonlik, nie ek en sy met mekaar nie, maar aanslag op ons. En ek het nou daar gestaan en dink en aan die huil geraak toe ons sing worthy is worthy is he all. Hy is worthy. En Openbaring sê dit wees worthy om die skrul oop te maak, die skrul van ons harte ook oop te maak. En ek het volgens net gevoel, hy is besig om die hart van my skrul, die skrul van my hart oop te maak. Julle moet maar verskoon my, ek het nuwe tande ook, wat klaar. So ek praat so 'n bietjie so 'n klein seentjie. Trek 60 jaar af as ek 5 jaar oud. Miskien is dit 'n goeie plek om te wees. Ek wil net vir almal van julle sê wat deur moeilike tye gaan. Hy is worthy en hy sal deurkom. Ek voel die afgelope tyd, ek het eers so 4 naby doodervarings in my lewe. 4 jaar oud, 16 jaar en dan so op my 50ste verjaarsdag net na dit. Baie diep ervaring, maar ek voel waar ek nou gaan is nie fisies nie, dit is vir my erger. Ek het gesukkel om deur te breek. Alex was daar by ons en hy het onlangs my gebid en gehelp, maar so 'n stukkie dan wil jy weer in 'n rigting ingaan. Ek wil net vanoggend vir julle sê staan vas. He is worthy. En Openbaring, dit wat Alex nou behandel, is daar 18 oorwinnings vir daai 7 gemeentes. En ek wil daai 18 oorwinnings wil ek oor julle uitspreek. Julle kan gerus gaan lees. Openbaring 2 en 3. Amen. En dan Openbaring 12 vers 11 sê hy, ons sal oorwin deur die bloed van die lam. Ja. Hy het vir ons oorwinning gekoop. Amen. Deur die woord van ons getuienis, moenie laat hy jou stil maak nie. Moenie laat hy jou stil maak nie. Hy het my probeer stil maak en hy probeer nog steeds. Hy het my menswaardigheid aangevat. Moenie laat hy jou stil maak nie. Amen. Getuig vir die Here. En dan die derde een daar is dat jy jou lewe nie sal lief hê tot die dood toe nie. Dat ons nie bang sal wees vir die dood nie. Ja. Want hy die dood oorwin. So ek wil dit oor julle uitspreek. Kan ek vra dat mense sal hande opsteek wie gaan deur 'n moeilike tyd? Daar's baie van julle, ek weet. Dankie, Here. Ek vra dat mense net agter hulle sal staan en 'n hand sal oplê terwyl ek bid. Dankie, Here. Here Jesus, ons vra dat U wat die oorwinning gebring het deur U bloed, die bloed van die lam. U wat waardig is dat U vanoggend 'n breakthrough sal bring. En dat U die mense die gees van overcoming sal
sal aktiveer, dat hulle monde sal oopmaak en nooit sal stil bly om te getuig van wie U is nie. U goedheid en U guns breakthrough in the name of our Lord Jesus Christ. En dat die Heilige Gees vaardig sal raak oor hulle. Die kragtige werking van die Heilige Gees wat die graf oopgemaak het. Dat ons het vanoggend gesing dat die deur van ons harte, die graf sal oopgaan. En dat ons weer sal spreek vir U, dat ons sal getuig, Here Jesus. Ek spreek dit uit in die naam van ons Here Jesus Christus, tot eer en verheerliking van die Vader. Dankie, Here. Amen. Amen, amen. Ek gaan vra dankie Johan, dat ons sommer so laaste keer sing, You are worthy of it all. Vat jou oorwinning vanmôre, want die Here wil dit vir jou gee. Amen. Kom ons sing saam, You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Thank you, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. En dis presies wat die woorde sê. For from You are all things, and to You are all things. Mag die goeie goed en die slegte goed tot eer en verheerliking van die Here wees. Amen. Amen. Baie dankie. Kan jy sit plek neem. Dankie aan die band. Ek is so trots, man. En as hulle sing 'n lied soos My Jesus, My Savior, en ek gaan dit elke keer vertel as hulle dit sing, was my bekeringslied. En 'n stuk van 150 of 200 kinders op 'n rand van die Drakensberg laat sit en gesê, vandag gaan hierdie berg buig. Dis die geloof wat ek gehad het die aand toe ek tot bekering gekom het. So elke keer as ek sing Mountains Bow Down, dan kyk ek hier vir Arangies kop, want eendag gaan 'n berg buig wanneer ek vir hom kyk. So mag dit so wees dat julle geloof ook so ignite, en dit herinner my sommer net aan daai eerste keer toe ek my hart en my lewe vir die Here oorgegee het. Ek gaan nou vra dat Tobin en Chris Marie vir ons opkom met klein Grayson. Ons gaan hom toewy aan die Here. Hulle is welkom om vorentoe te kom, hulle te ver pad stap. Ek wil net gou sê, julle moet die kyk nie. Moet ek 'n hand? Hy kom en hy gaan. Toe maar wat. Hulle sal elke tweede woord hoor, die Here sal inkleer. Julle kan sommer hier voor by my kom staan. Ons kyk nou die groot kinders, wat toe ons nou voor die tyd, toe ek nou buik daarso by die deur, toe's Grayson hier met my notas besig en hy wys sommer so, en toe ons met die diens begin het die evangelis ingekom soos julle gehoor het. So ek dink die kleintjies is ook al gereed om sommer net vir die Here voltyds te werk. Hulle hoef niks of evangeliste. Ek gaan baie nie. Sien jy Johan? Die duiwel probeer ons stil maak vanmôre. Goed. Ek wil gou so vinnig deel net oor klein Grayson, die woord wat ek het. Natuurlik gaan ons na 1 Samuel toe, waar Hanna gesê het, ek het vir hierdie kind gebid, en die Here het my versoek toegestaan, en toe het sy hom na die kerk toe gevat, of die tempel toe, om toegewy te word. Nou kom ons sê gou wat Grayson se name beteken. Grayson beteken seun van genade. Dit spreek van iemand wat onder God se guns leef, en mag dit oor sy lewe so wees. Thomas, ons weet natuurlik dat dit ongelowige Thomas was, maar dis nie waarvoor Thomas bekend was. En Johannes sê hy, my Here en my God, wat uitroep en weet wie die begin en die einde van sy lewe is. So mag dit ook so wees oor klein Grayson se lewe. En dan het ek gebid oor 'n woord in Jesaja 44 oor hom. Hy sê, ek sal die water giet op die dorsland. Hulle sal uitspruit soos wilgerbome langs waterstrome. En ek het hierdie sin neergeskryf. Ek het gesê, Grayson dra 'n sagte, maar 'n sterk gees. Hy sal mense gemaklik laat voel, en hy sal bo sy jare 'n brugbouer wees tussen mense. So, kom ons bid en vertrou dat dit ook waar is oor sy lewe. Sterk maar 'n sagte gees, kan hy spring?
Dis ook belangrik, kan jy spring? Dis eintlik die vraag. Kom ons vra. Nee, is 'n klein pastoortjie hier, julle kan mos sien hierso. Ons gaan vra dat julle sommer net so sit en julle hande uitsteek, dan bid ons sommer net die seën van die Here. Mag Grayson regtig sy naam 'n werklikheid maak en sy ouma het hierdie in hom ingesing en mag dit so wees oor hom ook. Aba Vader, dankie dat ons hierdie gesin aan U kan kom toewy en Here, dat ons 'n ma en 'n pa in beheer kan sit van 'n klein jong man se lewe. Ek wil kom bid, Here, dat U elke droom oor sy lewe sal waarmaak. Here, dat nie net die drome wat hulle oor hom droom nie, maar die drome wat U oor hom droom, Here. Dit waarvoor U hom geroep het, Here. En vanmôre onderskei ek ook dat hy het wel 'n sagte gees, maar is 'n sterk gees, Here. En mag hy opstaan en soos 'n boom wees, geplant langs waterstrome, wat vrug dra op die regte tyd, Here. En mag daai waterstrome U begin en U einde oor sy lewe wees, Here. En mag hy gevoed word in sy gees deur U gees, Here. En soos ek in my hart voel dat U die een sal wees wat hom gaan leer, Here. Daar waar hy is, seën hom, seën hulle, Here, en dankie dat U saam met hulle beweeg. Bid U guns oor sy lewe en mag elke droom wat hy ook droom waar word oor hom in Jesus naam. Amen en amen. Kom ons gee hulle lekker hande klap, hulle is pragtig. Towen julle sterkte hoor. Hulle hoef nou nie weer deur die hele ritmerol te gaan nie. Ons het vir Sissie ook ingeseën, so hulle weet wat aangaan. Goed, ek gaan nou sommer vinnig die preek opsom. Wat moet gebeur? Moet ek vir jou aangee? Hierso is baie meer goed op hierdie stand as wat jy dink. Goed. Ons gaan vanmôre verwys na hierdie twee gemeentes toe en ek gaan vinnig gou so geskiedenis van elkeen gee en net die skrifgedeelte lees wat ons het rondom dit. Smyrna is 'n stad wat so 1000 jaar voor Christus deur die Grieke begin was. 600 jaar voor Christus is dit oorgegee aan die Lydiërs en dan natuurlik in 290 voor Christus was dit Alexander die Grote wat dan nou hierdie stad oorgeneem het. Nou sy naam vandag is nie bekend as Smyrna nie. Dit is as Izmir. Nou wat gebeur het is dit was die Grieke wat die volle naam Smyrna was. En toe het hulle gesê dis Izmir omdat hulle die A uitgesny het en dit was hoekom dit verander het van Smyrna na Izmir toe. So as jy nou kyk in Turkye gaan jy sien die woord Izmir en nie die woord Smyrna nie. Nou binne in hierdie stad was daar iets wat baie bekend was en dit was dat die Christene het finansiëel swaar gekry, maar hulle was geestelik in oorwinning gewees. Nou, daar was 'n bietjie van 'n probleem gewees. Die probleem was dat die Jode was nog tussen hierdie pakkie van die wêreld, Caesar se mense, Alexander die Grote se mense, en dan was dit die Jode en dan was dit die Christene. So nou wat gebeur het was, hulle was gewoond aan afgode dien. Dis nie soos ons wat vandag sê, hoe glo ek in iets wat ek nie kan sien nie. Want hulle het beelde gebou en hulle het uitgekerf en hulle het voor hierdie standbeeld gebuig, offers gebring, deel gemaak van hulle lewe. Daar was mense wat tussengangers was. So niks van Christendom was vir hulle vreemd om 'n God te hê, om iemand te hê wat na die God toe gaan, om offers te bring vir die God. Niks van daai goed was vreemd vir hulle nie. Maar dit was soveel gode wat aanbid moes word. En dit was toe onder andere dat Jesus Christus as middelaar een van die klein gelowe in die konteks was. Maar die Jode was eintlik die mense wat moes bekeer. Is ek reg? En die oomblik wat hulle dit nie doen nie, toe staan hulle ook teenoor die Christen nasie. Want onthou net gou, die Jode sê die Christene is van die pad af. Die Christene sê die Jode se God is ook ons God. En die ander groepering sê daar's baie gode. En dit was die confusing deel van daai hele stad gewees. Want dit het oral uitgesprei, in besigheid, emosioneel, finansiëel, geestelik was dit 'n groot stryd vir hulle gewees, wanneer daai drie groepe met mekaar afgespeel het. So hierso is Smyrna, Izmir was een van die mooiste stede wat ons besoek het, maar is ook een van die stede met die minste opgrawings wat jy regtig kan gaan besoek. Terwyl ons na Pergamum toe gaan, dit is die stad wat so 'n bietjie meer opgrawings gehad het. So ek gaan die skrif lees en net 'n paar vinnige opmerkings maak. Skrif kom uit Openbaring 2 vers 8 af. Hy sê en skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna. Dit sê die eerste en die laaste wat dood was en lewend geword het. Ek ken jou werke en die verdrukking en jou armoede,
maar jy is ryk. En die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan gebou het. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal die kroon van die lewe gee. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Nou ek wil gou so 'n paar goeters uitwys. 10 dae van verdrukking was nooit 'n tydperk van 10 dae nie. 10 dae van verdrukking was 'n seisoen gewees waarna verwys word. As jy reg onthou, sal ons praat van die 10 plaae. Ons sal praat van die 10 gebooie. Dit is altyd 'n plek of 'n tyd waarin die volk gefokus word op 'n spesifieke doel vir 'n spesifieke taak. En hierdie keer was dit 'n 10 dae gewees waar daar absolute verdrukking vir hierdie volk was. Nou in hierdie seisoen van 10 dae was dit nie net die mense van die ander gelowe wat hulle vervolg het nie, maar hulle het ook hulle eie geloof op die proef gestel. En dit was baie soos Daniël se storie wat ook die aankondiging van gemaak was dat hy en sy vriende 'n 10 dae verdrukking sal beleef. Dit beteken jy gaan deur die vuur gaan. Dit beteken jy gaan in die leeukuil gegooi word. Dit beteken dat mense gaan teen jou draai, mense gaan stories oor jou opmaak, en binne in hierdie tyd is dit die belangrikste dat jy aan God vashou. En julle, as ons nie aan God kan vashou nie, dan vra ek vanmôre die vraag, hoekom nie? Miskien is dit omdat ons nie genoeg kennis het nie. Miskien is dit omdat ons nie openbaring het van wie God is nie. Vanmôre was daar in die bidkamer baie mooi gebid oor dat God het al soveel keer deurgekom vir jou. Partykeer vergeet ons wie God is. En wanneer ons vergeet wie God is, dan kom ons in die moeilike tye en ons gee oor aan enige iets. En ons sit vandag hier en oorgee klink net soos iets wat ons aan die Here kan doen. Vanmôre wil ek jou gaan na jou eie lewe toe vat. Want ons geloof is nie op die spel nie. Niemand kom vra vir jou, sal jy asseblief Jesus deny nie. Maar kom ek sê gou vir jou, die lewe vra dat jy jou geloof deny. En hoe gebeur dit? In gesprekvoeringe. Hoe praat jy? Praat jy lewe of praat jy dood? Ek worry nie nou oor vloekwoorde nie, maar ek vra jou die vraag. Vervloek jy nie dalk in plaas van om te seën nie? Is jy nie besig om jou frustrasies na iets toe te vat in plaas van om dit na God toe te vat nie? En die maklike antwoord is dit. Wat gebeur wanneer jy onder geweldige druk is en jy stoksiel alleen in jou eie kamer? Wat is die eerste ding wat opkom? Waarna gryp jy? En ons moet baie versigtig wees dat hierdie masjienkie die eerste uitlaatklep van ontspanning is. En ek kom nie by 'n plek waar ek sê dat ons moet net vas en bid 24 uur vir die res van jou lewe nie. Maar ek kan vir jou een ding sê, as Jesus nie die eerste naam is wat jy uitroep in jou moeilike tye nie, het jy 'n probleem. Want dan is dit nie in jou fondasie nie. En as dit was, kom terug op die plek waar Jesus die eerste persoon is, na wie jy draai. En ons leer dit by Smyrna as die gemeente. Nou die skrifgedeelte sê in 2 Timoteus 3 vers 12, hy sê en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Jy sal vervolg word deur hierdie wêreld. En ek wil vir die jong mense sê, ons praat van die woord peer pressure. Kan ek gou vir jou vinnig sê, dat daar is nie iets soos peer pressure nie. Asseblief, haal my aan op hierdie een. Dit is die feit dat jy oorgee aan jou vriende, jy gee beheer aan jou vriende oor jou lewe. In plaas van om te staan op wat jou beginsel is, staan jy op wat hulle beginsel is. So wie regeer dan in jou lewe? Die mense wat jou kry om te doen wat jy nie wil doen nie. En ons sit met 'n tiener in ons huis. En jy gaan partykeer vir haar sê, luister girl, ons het dit gister gedoen. Ek's jammer. Papa voel in my hart, jy gaan nie. Daar is nie 'n plek waar ek jou by wil hê nie. En is by iemand se huis.
En ek's nou op pad terug van die troue af, ek het 2 ure om te ry. En toe ek hier naby in die dorp kom, toe kry ek weer voice notes. Nee pappa, ons het gesien, hierdie ouetjie is ook daar, so ons gaan dit maar los. Weet julle hoekom? Want jy moet jou kind leer. Hulle moet ook kan onderskei, sonder dat jy vir hulle sê. Maar dit beteken nie, dat jy hulle gooi vir die duiwel, en kyk wat spoeg hy uit nie. Dis nog jou verantwoordelikheid, om hulle te bestuur. Hy sê amen of lo. En party van ons het groot kinders wat ons moet bestuur nog. My pa het altyd gesê, klein kindertjies, klein probleme, groot kindertjies, groot probleme. Goed. Die ander skrifgedeelte wat ek graag wil voorhou, is in Matteus 5 vers 10 tot 12. Hy sê, salig is die wat vervolg word. En dan Hebreërs 10 vers 36, hy sê, wanneer hy hulle beloon, julle het volharding nodig, want julle hou vas tot aan die einde toe. En dan kyk ons in die bekende gedeelte van Jakobus 1, wat sê, ag dit louter vreugde, wanneer julle in hierdie versoekinge val. Vanmôre wil ek vir julle sê, hou vas aan die Here. Moenie laat gaan as dit moeilik gaan nie, want hy is nie net 'n reddingsboot nie, hy laat jou op die water loop. Amen. Hy laat jou op die water loop, die onmoontlike skop in, wanneer die Here betrokke raak in jou lewe. Dan gaan ons na Pergamum toe gaan, ek wil net gou eers die geskiedenis lees. In hierdie dorp of stad, was daar verskillende afgode, maar 2 van hulle was groot gewees. En Zeus was een van die grootste gode wat daaraan bid was. En hulle het fisies, en dit was so scary toe ons daar loop, hulle het fisies 'n tempel vir Satan gebou. Dis wat hulle dit noem. En jy kan nie glo as jy daar inloop, hoe staan elke haar op jou lyf reg. Want julle sien, ons raak bietjie verward, want hulle teken prentjies in die mitologie van mooi gode, fris en 'n sixpack en 'n mooi man, en dit was Zeus, die seun van die God van dit en daai. Julle, daar bestaan nie 'n ander God behalwe God die Vader nie. Elke ander God word opgemaak deur Lucifer, wat nie 'n God is nie. Lucifer is 'n engel. En hy kom verwar ons om iets mooi in te kleer, om te sê, hierdie is 'n God wat julle kan aanbid, en dan koppel hy iets daaraan. Die ander God wat in daardie stad aanbid was 'n God van genesing, en ek gaan nou vir julle sê hoekom. Wanneer ons kyk na Asklepios, is die God se naam, dan was dit 'n stad wat 'n biblioteek gehad het, nie soos Efese alleen nie, maar hierdie was regtig geleerde mense gewees, wat in wetenskap en in mediese rigtings ongelooflik goed toegerus was. En daai boeke was, hulle het ook gesê dat van die moslim nasies, het die beginsel van om die Koran aan kinders te leer, was in hierdie tempel van Satan voorberei. Weet julle hoekom? Hulle het kindertjies gedwing, voordat hulle skolasties was, om in die biblioteek te gesit het met boeke. En hulle het vir hulle voorgelees, totdat hulle self kon lees, dan het hulle gelees. En hulle het die kinders forceer om dit te doen. So hierdie kinders het verskriklik baie kennis by mekaar gemaak. En toe ek en Tristan hierdie week in 'n gesprek sit, en 'n klomp pastore sit en praat oor hulle gemeentes, en hulle uitgangspunte, en 2 van hulle begin boeke aanhaal. Weet, hierdie boek geskryf deur hierdie een het my geleer om dit te doen, hierdie boek deur die een het beskryf, en Tristan sê dit toe baie mooi, hy sê, weet jy wat, nog nie hulle eie opinie opgemaak nie. Hulle volg nog net die opinie van ander mense. En weet julle wat kom by my op? Miskien was Pergamum se probleem, dat die Christene het die Bybel neergesit, en het die boeke opgetel. En daardie boeke was mitologie gewees, wat vir hulle voordele aankondig van afgode. Want jy sien, jy word deel van 'n community. En as jy deel word van die community, you have the benefits of the community. So al die ryk mense het gebuig voor Zeus. So as jy wil deel wees van die ryk mense, het jy boeke gelees oor die mitologie, en jy het gaan buig voor daai God. Is dit nie waar ou Salomo swaar gekry het nie? Was dit nie 'n kompromie gewees om die Bybel neer te sit en jou ore uit te leen aan ander mense nie? Kan julle sien dat niks verander het nie? Vandag nog vra ons ander mense se opinies. En ek wil gou so ver gaan.
Jy kan nie God jou fondasie en jou terugvalplek maak as jy 'n opinie oor hom het nie. Dis net wanneer jy hom waarlik persoonlik ken, dat jy weet wie hy is en wat hy vir jou kan doen. Jy sien, ons luister te veel na ander mense en ook predikers. En ons maak nie daai Bybel oop en lees vir onsself nie. Onthou, ek gee vir jou 'n weergawe van die skrif, van wat ek verstaan daarvan, en dis my werk om dit te doen. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, daar's niks soos om Psalm 23 te lees, en iets niets raak te lees in 'n ander vertaling, en te sê, my genade, is dit wat die woord sê? Het julle al daai openbaring beleef? 'n woord, 'n sin, wat jy sê, ek het hierdie nog nooit gesien nie. Mag die Here julle opwek, dat julle boeke neersit en die boek opneem, sodat die Bybel julle riglyn is. Al die antwoorde is daar. En asseblief moet my nie bel nie, boeke lees is goed. Ek het hierdie week wat verby is, ons as pastore moet een boek ten minste 'n jaar lees en 'n verslag oor hom doen. So ek het dit laasweek gedoen. Dit lê elke jaar soos 'n las op my. Maar ek het 'n boek gelees wat sê Church Next. En dis wonderlik om te sien dat we align. Maar ek kan ook sien as jy nie die woord van God het nie, dan gaan jy verkeerd align. Want dan align jy tot 'n person's perception en jy align nie tot God se revelation oor jou kerk nie. Want toe dink ek vir myself, dit wat Talita voor die tyd ook gesê het in die bidkamer, God het vir my 'n mandaat gegee. Ek moet uit daai boek uitvat wat die mandaat ondersteun en wat die woord van God sê moet ek vat wat die mandaat ondersteun. Maar as jy begin boeke lees om jou lewe in te rig volgens dit, dan hoor jy nie wat God vir jou sê nie, jy hoor maar net wat God vir hulle gesê het. En ek sê baie goed vanmôre, maar ek wil dit sê. Pas op vir jou 1 tot 10 maniere om uit iets uit of vir iets te kom. Hoor julle wat sê ek? Daar is die kits oplossings van 10 maniere, volg hierdie 10 stappe en jy gaan ryk wees nie. Okay? Jy werk vir jou geld. Moenie dink jy 10 stappe en dan jy verlos of bevry nie. Moenie dink jy gaan 'n verslawing aflê deur 2 stappe te doen wat jy in 'n boek lees nie. Kom by die Here uit wat jou vry maak. En dan gaan jy kan vas staan. En dit was die Pergamum se probleem gewees. Ek wil gou 'n skrifgedeelte lees, dan gaan ek net opmerkings maak ter afsluiting. En skryf aan die engel van die gemeente van Pergamus. Dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het. Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van Satan is. Kom ek sê gou vir julle, beide hierdie gemeentes en ook die ander sê hy, ek ken jou werke. En luister gou, jou werke is nie die lys van betrokkenheid by die kerk nie. Jou lys van werke is dit wat jy elke dag doen. Dit wat jy in die publiek doen en dit wat jy in jou privaat doen. God ken jou werke. Hy weet wat jy doen. Jy kan niks vir hom wegsteek nie. Hy sê elke keer vir hulle, amper asof hy daai deur oopmaak en vir hulle sê, vergeet van godsdiens, ek kom by jou uit. Want ek ken jou. En vandag nog meer, ek ken jou, ek het Jesus gestuur, sodat ek nog steeds in 'n verhouding met jou kan staan, al weet ek wat jy doen. Al weet ek waarmee jy besig is, sê ek vir jou, my genade is vir jou elke dag genoeg. Al weet ek waarmee jy besig is, sê ek vir jou, jy kan die ewige lewe beerwe, as jy Jesus Christus aanneem, as jou verlosser en saligmaker. So moenie die ek ken jou werke in 'n kerktaal vat van 'n pastoor, wat jou kom aanspreek, omdat jou vrou hom gebel het nie. Nee, ek is so bly daai era is verby. Daai arme pastoor by daai Oosthuizen se huis. Dalk moet ek een vertel, net eenetjie. Hy kom 3:00 die oggend, Jan Oosthuizen, my pa. 3:00 die oggend van Pongola af, ons bly in Vryheid. Lekker gekuier. My ma is tot hier toe vir die gesypery. Toe hy instap, toe is die pastoor daar, pastoor Charles Grant. Hy love het om die storie te vertel by enige pastore byeenkomste. En toe my pa instap, soos ek vir julle gesê het, hy kon drink. Ek het hom nog nooit sien uitpaas of siek word van drank nie. So hy kon sy drank vat. En hy stap toe in en eerste ding is hy groet my ma en nou staan pastoor Charles daarso, want daar's 'n sitkamer vir die pastoor. Julle weet mos hoe lyk dit. By die voordeur, hy gaan nie deur die huisie, is net links. En toe die pastoor daar staan, toe sê my pa vir my ma, "Haai my vrou, hoekom pla jy die pastoor so laat in die oggend? Ek het net 'n draai gery."
En pastoor Charles sê, Jan, kom, dat ons gesels. En hulle gaan sit toe. En hy sê vir hom, Jan, hoeveel het jy gedrink? Hy sê, pastoor, so kas bier en 'n bottel brandewyn. Hy sê, pastoor Charles, ons hoor hoe hy dit skree, terwyl ons in die langsaamste vertrek is, liewe hemel, hoeveel het jy nodig om te val? So, die pastoor kom as die vrou bel, maar moet my nie bel nie, asseblief. Ek gaan hom net 'n WhatsApp stuur en sê, kom in lyn, kom by die Here uit. Maar ons moet by die Here self uitkom. En ons moet ons fondasie regkry, want ander mense gaan ons mislei. Ander mense gaan ons van hulle gode, hulle verslawings, intrek in hulle leefstyl. Het jy al agtergekom hoe maklik jy begin praat, soos die mense wat om jou is? Kyk bietjie wie is jou mense. Kyk bietjie soos wie se gode begin jy aanbid wat in hierdie wêreld sit. Want dit is nie nou meer Zeus wat opgeblaas is nie. Goed, hy sê, maar ek het enkele dinge teen jou. Dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bileam, wat Balak geleer het, om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgode offers te eet en om te horeer. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van onthou julle ons het laasweek gepraat oor Nikolaïte, wat ek haat. Bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Wie 'n oor het, laat hom hoor, en wat die gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborge manna, en ek sal hom gee 'n wit keersteen. En op die steen sal hy 'n nuwe naam hê, wat daar opgeskrywe staan. Nou ek wil gou ietsie oor dit sê. Ek het nou gesê vir Juliet, ek hoop nie ek huil as ek hierdie ding sê nie. Maar een van my pelle, wat ek by Mighty Men ontmoet het, is Johnny Davids. En was dit nie beautiful, dat daai een lied sy testimony geword het nie. Sy lied se naam is, ek het 'n nuwe naam. Sy naam was Boetjie. Boetjie was die een wat geken was in daai strate as die stoute seun. En hy het gesê, dis nie meer my naam nie. My naam is Johnny. En dit was die nuwe naam, wat 'n hele nuwe storie aangegaan het. Aan Pergamum word hierdie ding gesê, jy hoef nie geetiketeer te word aan die naam wat mense jou voorgeken het nie. Ek sê vandag vir julle, daar's niks so gevaarlik soos 'n bynaam wat mense vir jou gee nie. Want hulle vat die krag weg van dit wat jou naam beteken. My naam is Alexander, dit beteken in die Griekse woorde, to be a protector of man. En ek sal vas staan op daai naam. Dis wat jy my noem. Ek gaan nie dat jy my iets anders noem. En dan kom dit op 'n plek of 'n betekenis, want dink gou daai name wat jy op universiteit gekry het. Dit was 'n bespotting. Dit was 'n negatiewe tyd, of dit was 'n slegte tyd, of dit was 'n stoute tyd. En jy's geetiketeer daarmee. In jou eie familie, as hulle jou hierdie baba naampies gee, dan sê hulle nou, hier kom Boetie in, dan kom Boetie daar in, dan is Boetie so groot laaitjie. Sê ek nou, waar is sy kind? Nee, hierdie is Boetie. Nee, is nie Boetie nie, is Boet. Ons moet pas op, want ons naam beteken iets. En vind bietjie uit wat jou naam se betekenis. En kry mense om dit vir jou te noem. Want daar's 'n doel dat die Here jou by daai naam geroep het en gekies het vir 'n taak. Goed, ek praat heeltemal die mekaar. Die manna was juis die teenkanting vir die afgode offers gewees wat hulle geëet het. Skrikwekkend hoor ek dat Heinz Winkler ook 'n boek aanhaal, en hy sê hy het oor die geskiedenis gepraat, en ons het nou laasweek gespot daaroor, toe ek nou langsom staan, toe sê ek, Heinz, ek sal maar my maag moet intrek, jong, ek's een van die vetpastore waarvan jy gepraat het. Maar dit is interessant dat in die Romeinse tyd, was die begin van die Katolieke kerk, was vir die armes, was om uit te help en welsynswerk te doen. En iewers het daar 'n transformasie in kerk gekom. En onthou gou, ons dink ons is nie die Katolieke kerk nie. Baie van die formaat, fisies, hoe julle sit, kom uit die Katolieke kerk uit. Dit was hoe 'n Katolieke kerk begin was. Die gehoor sit in rye voor 'n verhoog. Dis die beginsel. So dit was die fondasie van kerk, en daai ding ruil om, en hulle begin oor mag, geld en brassery.
Fisies, in die geskiedenis sê dat hulle derde waarde was, to fill your belly. Verstaan julle hoe scary hierdie goed is? As ons nie oop is in ons gees en ons hart nie. Dit was 'n vervanging daarvan, dat hulle self nie so vet geëet het, aan al hierdie afgodsoffers nie. Dan die wit klip, gaan daaroor praat en dan se klaar. Die wit klip was ietsie wat 'n beskrywing was, van 'n nuwe begin. Dit was ook die identiteit gewees. Julle sal onthou, dat ons sê, wit gepleisterde grafstene, en die negatiewe konnotasie is dat daar voorgegee was. Maar julle sien, die wit gepleisterde grafsteen het niks opgehaat nie. En dis hoekom almal dieselfde begin lyk, sonder 'n identiteit. En dit was die skynheiligheid gewees, want jy het iets aangeneem wie jy nie is nie. Ek weet nie of julle al deur 'n begrafplaas byvoorbeeld geloop het, en bietjie die goedjies gelees het nie. En dit begin naderhand voel asof jy hulle leer ken. Hier lê Johannes Petrus, hy was 'n pa, hy was 'n oupa, en hy was 'n man. En hy was gebore hier en daar, en dan is so 'n klein slogan daaronder. Nou, ek hoop maar julle dink iets kreatiefs uit, jong. Ek gaan veras word, so is net so klein sinnetjie, hoor. Nou nie te veel sê nie. Dit beskryf jou. En daardie wit klippe was gegee, waarop jou naam geskryf was, as 'n identifisering van wie jy is. En is dit nie mooi dat hy sê, as jy terugkom na my toe, dan gaan ek jou weer jou naam gee. Die nuwe naam, wat 'n nuwe identiteit in jou koppel. En wie van julle se lewens het radikaal getransformeer, toe jy tot bekering kom? Wys gou vir my. Ek het gisterand, en is die testimonie waarmee ek afsluit, hier is nog baie goed, maar ek gaan afsluit. Gisterand is ek weer op TikTok, moenie vir my bid nie, moenie my bel nie, okay? En een van die ouens wat op TikTok was een van die grootste moeilikheidmakers. Hy het hom ook self in 'n bankrotskap gegift aan ander TikTokkers. En die ou se naam is Johannes Hendrik, maar hy noem homself Lappies. En ek en Lappies begin, ons het op TikTok ontmoet, en hy het my persoonlike nommer gekry, en ons het 'n pad begin stap. Nou as ek in een van die chats inkom, maak nie saak wie die influencer is nie, sal julle hoor, hulle sal sê, hier is die pastoor van TikTok, julle mag nie meer laster nie, en julle mag nie meer vloek nie. Okay? En ek het ingeval met 'n lurk, dit is 'n vreeslike lang stories, maar 'n lurk account, en ek het toe gelê in een van die chats, en Lappies het ingekom. En een van die ou TikTokkers, die OG's, het vir hom begin sê, wie hy is. Vir hom gesê, Lappies, jy's 'n regte moeilikheidmaker. Lappies, jy het jouself blootgestel op die TikTok. Lappies, jy was 'n recording page wat moeilikheid gemaak het, jy het 'n skinderbek, jy's dit. En Lappies sê vir hulle, dis nie meer wie ek is nie. En ek bly doodstil. En hulle gaan aan, en hy sê 'n tweede keer, julle, dis nie meer wie ek is nie. Ek het 'n nuwe blaadjie omgeslaan. En 'n derde keer sê hy vir hulle, as julle nie ophou nie, dan gaan ek uit hierdie boks uitklim. Want dit is nie meer wie ek is nie. En kom ek sê gou vir julle, as daai draaipunt nie in jou lewe plaasvind nie, dan gaan jy altyd compromise. So vandag wil ek net hierdie twee goed sê waaroor ons klaar gebid het. Nommer 1, as dit met jou moeilik gaan, moenie 'n kompromie aangaan met die wêreld vir geld nie. Tweede ding, moet asseblief nie jouself surround of by mense laat aansluit om in te wees en deel te raak van hulle afgodediens nie. Moenie jou leefstyl aanpas by ander, omdat jy onseker is van jouself nie. Staan in jou posisie, ontvang die manna van God af, dit is God se voorsiening, en kry daai wit klip met jou naam op, wat identifiseer wie die nuwe mens is, wie God jou geroep het om te wees. Amen. En so leer ons uit hierdie stede, en die scary deel is, dis nog presies dieselfde. So ek wil vra dat die band vorentoe kom asseblief. As julle, ek herinner julle sommer gou voordat ons saam gaan sing en bid, as julle wil betrokke raak by Jean se projek, Eddie, waar sit jy nou? Oh, hier's jy, wonderlik.
Jy kan sommer hier voorkom staan, ons gaan sing, dan gaan hulle sien hoe jy sing, en daarna, dan gaan hulle met jou kom praat, vir hom die mic aangee. Eddie gaan hierso voor staan, ek wil vra dat julle sal kom, ons het hande nodig, ons het nie net daar in die veld hande nodig nie, ons het ook hier in die kerk hande nodig, en julle weet ek doen nie afkondigings altyd nie, maar ek wil julle graag uitnooi. As jy enige tegniese vaardigheid het rondom rekenaars, jy hoef nie iemand te wees wat programme skryf nie, vir al die jong mense, ons het regtig hulp nodig agter in die boks. Daar agter in daai boks vat 4 mense, om net 'n oggenddiens hier voor te laat afspeel, dan praat ek nie eers van die kameraman bo nie. En hierdie ouens gee elke Sondag al hulle tyd. Dis maklik om jou vinnig te leer, jy hoef nie 'n kameraman te wees, of jy hoef nie 'n rekenaarkursus te gedoen het nie, dis eenvoudig, alles word opgelaai, jy moet net klik, 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 okay? So as jy kan klik, dan jy in vir 'n werkie. So ek wil vra vir multimedia, daar agter multimedia, die rekenaarwerk, die programmering, die live, die klank, al daai goed, as jy wil betrokke raak, gesels met, ek gaan vir Amalia hulle aanstel om mee te gesels met Amalia en Rian, hulle gaan ook hier wees, maar dan, om in die veld betrokke te raak, julle almal bel my altyd en vra, wat kan ek doen vir die Here, maak kontak met Eddie, hy gaan jou naam vat en Jan gaan met jou kontak maak, om ook by daai projekte betrokke te raak. Ek gaan vra dat ons staan, en ek wil die eerste lied sing, want ek wil in prys eindig, as ons hier uitstap, is dit reg so? Dankie, julle is amazing. Ek wil vra dat almal hulle oë sluit vir 'n oomblik. Die Here het my wakker gemaak met hierdie vraag. Watter kompromie lê op jou tafel? 'n Kompromie wat jou roeping gaan kos, 'n kompromie wat jou verhouding met God gaan kos, 'n kompromie wat jou huwelik gaan kos, 'n kompromie wat jou verhouding met jou kinders gaan kos, 'n kompromie wat jou werk kan kos. Daar lê 'n kompromie voor jou. En ek wil vanmôre vir jou vra, as jy hom nie kan identifiseer nie, dan het jy 'n probleem. So dink vir my deur jou lewe en kyk watter versoekinge die vyand op jou tafel neergesit het, om jou weg van God af te kry. En Here, ons kom staan op vanmôre, en ons sê, U ken ons werke. U weet wat ons doen en waarmee ons besig is. Here, U weet dat wanneer dit moeilik gaan, dan begin ons 'n kompromie aangaan. Dan begin ons uitweg soek in ons vlees. Ons begin kyk na mense wat kan help. Ons begin kyk na mense vir besigheid. Ons begin verhoudinge bou. Ons begin kompromieë aangaan binne in ons eie waardes en standaarde om 'n vriendskap te behou van 'n moontlike uitkoms. Here, ons kom lê dit alles voor U troon. Ons kom terug na U woord toe. Ons kom terug na ons God toe. En ek kom bid dat U elke las sal laat val. Elke konneksie wat nie volgens U wil en plan vir ons lewe is nie, kom breek ek af in die naam van Jesus Christus, Here. Ek kom bid dat daai parasiete wat die vyand gestuur het, om ons energie te kom dreineer met uitkomste, dat U dit sal kom verwyder in die naam van Jesus Christus. Dat U ons vandag waarlik vrymaak. Dat ons nie net sal uitkyk vir 'n reddingsbootjie van hierdie wêreld nie, maar dat ons oor die skeidse rand sal klim vandag en saam met U op die water sal loop. Ek bid dat U saam met elkeen sal gaan en in die moeilikste tyd van hulle lewe, dat hulle sal voel hoe warm hulle hand raak wanneer U hand in hulle sinne sit. Dat U terwyl U hand in hulle sin sit, manna sal voorsien vir hulle in die tyd. Maar meer as dit, as hulle hand oopmaak, dat daai wit klip met hulle nuwe naam opstaan. En dat U hulle sal uitred en uitruk uit hulle omstandighede uit. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Mag die Here julle seën. Sing 'n stukkie saam met die praise song en dan mag julle gaan. Geniet julle lang naweek. Volgende naweek weer 'n 9uur diens. Ons het weer 'n lekker lang naweek, so ons probeer die volunteers ook laat rus. So volgende week weer 9uur, dieselfde tyd, selfde plek. Baie dankie. Dankie.